Geliefdes, ons gaan vanoggend stil staan by Romeine hoofstuk 15. Romeine hoofstuk 15. Ons lees vanaf die eerste vers tot en met vers 13. En ek wil graag vooraf vir u sê dat die teksvers is vers 13. Die tema van vanoggend se prediking is hoop vir mense wat ontwortel voel. Hoop vir mense wat ontwortel voel. Kom ons lees vanaf die eerste vers, Romeine hoofstuk 15. En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en onsself nie te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad, het op my geval. Want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tot tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het tot heerlikheid van God. En ek sê dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis ter wille van die waardigheid van God om die beloftes aan die vaders te bevestig. En dat die heidene ter wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskrywe is. Daarom sal ek u loof onder die nasies en tot eer van u naam psalms sing. En ook sê hy, verbly julle o nasies saam met sy volk, en ook loof die Here alle nasies en prys hom alle volke. En Jesaja sê ook, die wortel van Isaïe sal daar wees. En hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Tot sover. Geliefdes, ek wil graag die broeders nooi saam met my te staan, sodat ons almal kan verenig in gebed. Driemaal heilige God, Vader,
Seun en Heilige Gees. Here, wanneer ons vanoggend as gemeente en gelowiges hier by mekaar is, dan is dit om in die eerste plek nie om iets te kom ontvang nie, maar in die eerste plek om te kom gee. En dit wat ons vanoggend wil gee, is al die eer en al die lof aan U. Want aan U kom dit toe. U is die 3-maal heilige God, die een voor wie ons behoort te buig en die een voor wie ons moet buig. En in hierdie gebed buig ons voor U neer. Dankie Here vir hierdie gemeente, die AP Kerk, Potgietersrus. En dat ons van buite hierdie gemeente kan hoor dat dit goed gaan. En wanneer ons ook 'n bietjie nader beweeg aan hierdie gemeente, kan ons ook sien dat dit goed gaan. En dit alles omdat U genade en U barmhartigheid en U liefde ook vir hierdie gemeente genoeg is. En dat U vir hulle dra en dat U vir hulle sorg. En is dit dan ook vanoggend ons gebed dat U sal aanhou om te voorsien, aanhou om te sorg, en dat U sal aanhou om met hierdie gemeente 'n kosbare en wonderlike geloofspad te stap. Dankie vir elke lidmaat wat deel is van hierdie gemeente, deel is van hierdie liggaam. En dat elke lidmaat ook kan beleef en ervaar dat hy of sy kosbaar is vir hierdie gemeente en dat hy of sy net so belangrik is soos enige ander lidmaat. En daarom dat hulle mekaar ook koester en oppas. Dankie dat ons in ringsverband ook vir mekaar kan omgee. En dat hierdie gemeente ook mag weet, ons staan nie alleen nie. Daar's ander gemeentes wat ook saam met ons in die geloof bly staan. Ons wil vra Here dat U ook vanoggend met ons sal kom spreek. Dat U self aan die woord sal wees. En dat U vanuit hierdie gedeelte Romeine 15 ook vir ons hoop sal bring. En dat U die hoop in elkeen van ons harte sal aanwakker. Sodat ons vanoggend ook hier sal uitstap met meer hoop as waarmee ons vanoggend hier ingestap het. Kom dan nou, Here. U is die God van hoop. Kom spreek met ons, want U dienskneg en U diensmaagd luister. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vers 13. En mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Geliefdes, wanneer Paulus vers 13 bid, dan skryf hy nie aan 'n gemeente wat gemaklik en veilig leef nie. Trouwens, die teendeel is waar. Wanneer Paulus hierdie vers bid, dan skryf hy aan 'n gemeente daar in Rome wat onder geweldige spanning en onder geweldige druk verkeer het.
Hierdie gemeente in Rome het bestaan uit 2 groepe. Die een groep Christene was Christene wat tot bekering gekom het vanuit die Jodendom uit, so hulle het 'n Joodse agtergrond gehad. Maar dan was daar 'n ander groep in die gemeente en hierdie groep was Christene wat tot bekering gekom het vanuit die heidendom uit. So hierdie 2 groepe, alhoewel hulle Christene was, se agtergrond het van mekaar verskil. Hulle herkoms was anders. En dit het natuurlik binne die gemeente spanning gebring. Hulle het verskille gehad oor sekere sake. En terwyl hulle hierdie spanning beleef het en hierdie verskille gehad het oor sommige sake, het daar ook spanning gekom van buite die gemeente. Naamlik dat die Romeinse keiser Claudius in die jaar 49 na Christus 'n wet uitgevaardig het om te sê alle Jode word onmiddellik verban uit Rome uit. En dit beteken dat die Jode oornag moes pak en vlug uit die stad uit. So dit het ook beteken dat daardie Joodse Christene in die gemeente moes oornag pak wat hulle kon pak en vlug uit die stad uit. Dit het beteken dat hulle moes hulle huise opgee. Hulle moes hulle besighede agterlaat. Gemeenskappe is uitmekaar geruk. Gesinne is uitmekaar uitgeruk. Maar hulle moes vlug uit die stad uit. 'n paar jaar later, nadat die keiser Claudius dood is en 'n nuwe keiser aan bewind gekom het, kon die Jode egter weer terugkom. En so het van hierdie Joodse Christene dan ook weer teruggekom. Maar toe hulle terugkom, toe besef hulle onmiddellik, maar dis anders. Die stad is anders vandat ons hier pad gegee het. Ons het ons huise verloor. Ons besighede het toegemaak. So die stad is anders. En by die kerk is dit ook nie meer dieselfde nie. Toe hulle weer in die gemeente kom, toe voel dit vir hulle, maar dis nie meer ons kerk nie. Dis nie meer ons gemeente nie. In hierdie gemeente het die ander groep alles kom verander. Dis nie meer ons kerk nie. En het veral hierdie groep nie meer tuis gevoel nie. Dis nie meer ons kerk nie. Dis nie meer ons dorp nie. En bo op dit het die spanning van buite die gemeente ook toegeneem, want die nuwe keiser, alhoewel hy die verbod gelig het op die Jode, het hy 'n nuwe wet uitgevaardig deur te sê, van nou af sal die keiser as die Here aanbid word. Die keiser is Here. En natuurlik vir hierdie Christene was dit ondenkbaar om te buig voor die keiser en om te sê en te bely, die keiser is Here. Nee, Jesus Christus is Here. En daarom was hulle nie bereid om te buig voor die keiser nie, maar het dit natuurlik die spanning van buite die gemeente verhoog. Die politieke druk het verhoog vir hierdie Christene.
En daarom dat hulle gesê het, ons voel ontwortel, ons voel nie meer tuis nie, ons hoort nie meer hier nie. En is teen hierdie agtergrond dat Paulus vir hierdie Christene skryf. En wat skrywe Paulus? Hy skrywe, mag die God van hoop julle vervul. Nou geliefdes, dis al vir 'n geruime tyd dat ek hoor dat daar van die Afrikaner volk gepraat word as 'n getraumatiseerde volk. En ek wil nie graag vanoggend daaroor filosofeer nie, ek wil nie graag vanoggend daaroor polities raak nie, glad nie polities raak nie. Ek wil graag vanoggend egter net 'n paar feite aan u noem. En dit is dat trauma het diep spore in ons volk agtergelaat. Daar was natuurlik die trauma gewees van die Anglo-Boereoorlog, daar was die trauma gewees van die konsentrasiekampe. Later was daar natuurlik die trauma gewees van die Groot Depressiejare. Toe was daar die trauma gewees van politieke onrus en politieke onstabiliteit in ons land. Toe was daar natuurlik die groot trauma gewees van die nasionale oorname van 94. So ons volk het 'n geskiedenis van diep trauma. En in die tussentyd het die trauma ook nie beter geraak nie, want in die tussentyd beleef ons ekonomiese druk. Ons beleef werksonsekerheid in hierdie land. Ons beleef trauma. En daarom dat baie van ons volksgenote die keuse gemaak het om te sê, maar ons heil lê buite Suid-Afrika. Ons hoop lê in die buiteland. Ons hoop lê aan 'n kant die water. En daarom is dit so dat die Afrikaner volk versprei is reg oor die wêreld. Oor alle kontinente. Selfs ons jonger geslagte vra die vraag, hoort ons nog hier? Dit voel nie meer soos ons plek nie. Dit voel nie meer soos ons land nie. En beleef baie van ons jonger mense ook 'n kulturele ontworteling. Nou geliefdes, nou werk dit so dat die effek van trauma kan op verskillende maniere raak gesien word. Partykeer sien die mens die effek van trauma in iemand se trane. Jy sien die trauma in iemand wat huil. Ander mense huil nie as gevolg van trauma nie, maar hulle word hard. Party mense het eenvoudig net verskriklik hard geword as gevolg van al die trauma.
Ander mense word skepties, ander mense word sinies, ander mense is bloot net negatief. Niks is reg nie. En is dit ook baie keer die effek wat trauma op hulle het? Hulle word sinies. Ander mense word oormatig beskermend. Want ergens in hulle lewe het hulle seer gekry, trauma beleef en voel net maar, ek moet myself die hele tyd verdedig. Almal is teen my. Probeer homself verdedig. Ander hou emosionele afstand en kan homself net nie meer gee vir ander nie, want hy trauma beleef. So die effek van trauma slaan op verskillende mense verskillend deur. Maar die groot gevaar lê daarin dat jy as gevolg van al die trauma wat jy al beleef het, op 'n punt kom waar jy sê, ek het nie meer hoop nie. Ek sien nie meer hoop nie. Nou die Christene in Rome het ontwortel gevoel. Beleef die wêreld het geskuif. Toekoms was onseker. En hulle het bloot het gevoel, ons hoort nie meer nie. Ons het nie meer 'n plek hier nie. En dan kom Paulus in hierdie gedeelte en hy wys vir hulle op iets radikaal. Paulus kom wys vir hulle. Hoop lê nie in politieke sekerheid nie. Hoop lê nie in getalle nie. Hoop lê nie in perfekte omstandighede nie. Hoop lê nie in stabiele omstandighede nie. Hoop lê in God. Die hoop vir ons land, die hoop vir ons volk, die hoop vir ons skole, die hoop vir die kerk, lê nie in die omstandighede buite ons nie, die hoop lê in die Here. En dis wat Paulus hier kom wys. In vers 13, ek weet nie of jy dit opgemerk het nie, ek hoop jy het. In vers 13 sê hy praat van die Here as die God van hoop. Die God van hoop. Nie die God van perfekte omstandighede nie. Nie die God van kulturele sekerheid nie. Hy noem hom die God van hoop en daarom gemeente beteken dit dat ons hoop rus nie op wat rondom ons gebeur nie. Ons hoop lê in die een wie regeer oor alle dinge. En dis die Here. Ek wil graag vanoggend vir jou konfronteer met die volgende vraag. Het jy nog hoop? Het jy nog hoop? Of het jy ergens te langs die pad hoop verloor? Kom ek help om hierdie vraag vir jouself te beantwoord. Of jy nog hoop het en of jy hoop verloor het. Hoe lyk die gesprekke rondom die etenstafel in jou huis?
Wat hoor jou kinders van jou? Wat hoor jou kinders kom uit jou mond uit? Hoor ons kinders maar elke dag dat pa en ma sê, daar's geen meer hoop nie. Alles val in mekaar in. Alles stort in duie. Is dit wat ons kinders hoor? Of hoor ons kinders dat ons ouers praat en dat ons ouers sê, ons verstaan nie alles wat gebeur nie. Ons weet nie waarom die Here dit alles toelaat nie. Maar ons bly glo. En ons bly vertrou. En ons weet, die Here sal sorg, die Here sal ons dra. Maak nie saak die omstandighede nie. Is dit wat ons kinders hoor? Is Christus nog die koning van ons gesprekke? Is hy nog die koning van ons WhatsApp groepe? Is die Here Jesus Christus nog die koning van my perspektiewe, van my lewensuitkyk? Is hy nog die koning daarvan? Want ek kan vir u sê, as Christus nie meer die koning van jou tong is nie, sal daar ook nie hoop uit jou mond uitkom nie. Bid ons nog saam vir hoop? Wanneer laas het ons saam gebid oor ons vrese? Wanneer laas het ons saam gebid oor ons kinders? Wanneer laas het ons saam gebid vir ons volk? Wanneer laas het ons saam gebid vir ons kerk? Wanneer laas het ons saam gebid vir ons skole? Want die Heilige Gees werk waar mense buig in gebed. En as ons nie saam bid nie, dan sal ons saam bekommerd bly. Gemeente, ons kan nie die onsekerheid van die toekoms beheer nie. En ons kan ook nie elke trauma wat met ons gebeur het ongedaan maak nie. En ons kan ook nie die verlede herskryf nie. Maar ons kan wel vandag 'n keuse maak. Om te sê, ek besluit dat moedeloosheid nie meer die koning is van my lewe nie. Ek kan vandag besluit om te sê, ek gaan nie meer die moedeloosheid in my lewe, die negativiteit in my lewe kos gee nie. En ek kan vandag besluit om te sê, Jesus Christus sal die koning van my lewe bly. En waar Jesus Christus die koning bly, daar werk die Heilige Gees. En waar die Heilige Gees werk, word mense wat ontwortel voel, weer gevestig. En daar waar die Heilige Gees werk, word mense wat bang is, rustig en dapper. En daar waar die Heilige Gees in huise werk waar dit vir die huisgesin dalk al vir 'n baie lang tyd swaar en moeilik voel, daar kom die Heilige Gees en hy maak dit weer lig. Hoekom?
Want ons God is 'n God van hoop. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is die God van hoop. En nou moet ons vanoggend bely en eerlik wees en erken dat by tye voel ons partykeer hopeloos. Voel ons partykeer so negatief dat ons nie meer hoop het nie. En vanoggend is dit ons gebed, Here, dat U sal kom en dat U ons harte so sal verander, dat ons geestelike oë nie meer gefestig sal wees op dit wat rondom ons gebeur nie, maar dat ons hoop gefestig sal wees in die Here, wie in beheer is van alle omstandighede en van alle sake. Ons wil graag vanoggend weer bid vir ons kerkverband, vir hierdie gemeente. Ons tree in vir ons ouers, ons kinders. Ons wil graag bid, Here, vir ons gemeenskap, in die besonder hier in Potgietersrus. Ons bid vir ons volk, vir ons mooie land, waar U ons kom plant het. En ons lê dit alles in U hande, met die vertroue, U sal sorg. En dit alles kom bid ons vandag met vertroue en met hoop, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.